Hallo graad 8s en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. Hierdie video kyk na 'n praktiese eksperiment wat jou toelaat om vir die teenwoordigheid van stysel in plante te toets. Die ondersoek moet op 'n groen blaar uitgevoer word om te verseker dat chlorofil teenwoordig is. Malvablare is uitstekend vir hierdie eksperiment omdat hulle natuurlik sag is en maklik is om mee te werk. Begin deur die plant of 'n blaarryke stingel van die plant vir ten minste 48 uur in 'n donker kas te plaas. Dit is gelykstaande aan 2 dae. Dit voorkom dat die plant fotosinteer, aangesien daar geen lig in die donker kas beskikbaar is nie. Tydens hierdie tydperk gebruik die plant dan al die stysel op wat in sy blare gestoor is om sy nodige metabooliese prosesse aan die gang te hou. Hierdie ontstyselde plant dien dan as 'n kontrole vir ons eksperiment, sodat ons die resultate daarmee kan vergelyk. Om vir stysel te toets benodig jy 'n groen blaar, 'n glasbeker, tangetjie, alkohol, jodiumoplossing, water, 'n bunsenbrander of 'n gasstoof, 'n proefbuis en 'n wit teel of petriebakkie. As jy nie oor 'n laboratorium beskik nie, moenie bekommerd wees nie, want jy kan steeds hierdie ondersoek met alledaagse huishoudelike items uitvoer, deur byvoorbeeld 'n klein potjie te gebruik in plaas van 'n beker, of 'n glasfles in plaas van 'n proefbuis. Vir die ontstyselde blaar gaan ek die huishoudelike items gebruik om die eksperiment uit te voer, omdat ek nie 'n bunsenbrander het nie, maar wel 'n stoof. Die proses mag dalk 'n bietjie langer neem en dalk 'n bietjie meer alkohol verg in vergelyking met wanneer jy van 'n proefbuis gebruik maak, maar dit werk net so goed. Dan sal ek vir die blaar wat wel stysel bevat, dieselfde metode demonstreer, maar met gebruik van laboratoriumtoerusting. Begin deur die groen blaar vir ten minste 2 minute in kookwater te plaas. Jy kan dit langer kook, want malvablare is dik en taai, so hoe langer jy dit kook, hoe meer seker is jy dat die selle dood en sag gemaak is deur hulle selwande af te breek. Selwande is sterke beskermende laag rondom plantselle en ons moet hierdie selwande afbreek sodat die chemikalie wat ons gaan byvoeg, soos die alkohol en die jodiumoplossing, die sel makliker kan binnendring. Skakel na die bunsenbrander of gasstoof af en gebruik jou tangetjie om die blaar uit die kookwater te haal. Plaas dit dan in 'n glasfles of proefbuis met genoeg alkohol om die blaar te bedek. Plaas dan die glasfles of proefbuis terug in jou pot of beker met warm kookwater. Ons noem hierdie opstelling 'n waterbad. Dit laat ons toe om die alkohol indirek te verhit, nie direk oor 'n oop vlam nie, omdat alkohol hoogs vlambaar is, so wees dus baie versigtig en sorg dat dit nie begin kook nie. Die alkohol gaan nou stadig warm word en mettertyd groen verkleur na mate dit die chlorofil uit die blaar onttrek en die blaar raak dan ook wit. 'n Wit blaar maak dit moontlik vir ons om 'n duidelike kleurverandering in die indikator waar te neem. As die blaar steeds groen was wanneer ons die jodiumoplossing daarop gevoeg het, sou ons nie regtig seker kon wees van die kleurverandering of dit weens die teenwoordigheid van stysel of die chlorofil is nie. So ons wil 'n mooi wit blaar hê sodat ons 'n duidelike kleurverandering kan waarneem. Jy mag dalk die water in die pot of beker weer vir 'n paar minute moet verhit om die alkohol warm te hou, maar wees net versigtig dat jy nie te veel verhit nie. Voeg net so af en toe hitte by om die reaksie aan die gang te hou. Jy mag dalk ook alkohol moet byvoeg, veral as jy 'n glasfles in plaas van 'n proefbuis gebruik, omdat die alkohol in so 'n opstelling bietjie vinniger gaan verdamp. En daar het jy jou wit blaar. Plaas hierdie wit blaar weer vir 'n paar sekondes in warm water om oortollige alkohol af te spoel en die blaar weer sag te maak. Laastens plaas die blaar in jou petriebakkie en voeg 'n paar druppeltjies jodiumoplossing by. Ek het my petriebak op 'n wit papier geplaas sodat ek die kleurverandering beter kan sien. Hierdie blaar was natuurlik die ontstyselde blaar, omdat dit vir ten minste 2 dae in die donker kas was, so dit toon geen tekens van stysel nie. Die jodiumoplossing bly 'n ligbruin kleur en dit maak sin omdat daar vir 48 uur geen lig vir die plant was om fotosintese te verrig nie. Geen fotosintese beteken dat daar geen glikose gevorm het nie en dus is daar geen stysel wat in die blaar gestoor is nie.
Nou neem jy 'n ander plant of verkieslik dieselfde plant en stingel, want dit maak jou ondersoek meer geldig en jy plaas dit nou vir 12 ure in die sonlig. Dan herhaal jy die ondersoek om te toets of daardie blaar nou stysel bevat. Ek gaan gou-gou wys hoe om dieselfde prosedure met laboratoriumtoerusting te doen vir hierdie styseltoets. Sodra die jodiumoplossing by die blaar gevoeg word, sal jy 'n kleurverandering in die indikator sien. Die jodiumoplossing verander vanaf 'n ligbruin na 'n baie mooi blou-swart of swart kleur en hierdie verandering gebeur geleidelik soos wat ek die jodiumoplossing byvoeg. En dit is beslis 'n positiewe toets vir stysel. Uit hierdie ondersoek kan ons dus 2 gevolgtrekkings maak. Eerstens dat stysel wel in die blaar teenwoordig is omdat fotosintese plaasgevind het. En tweedens dat fotosintese lig benodig, aangesien stysel slegs in die blaar gevorm het wat aan sonlig blootgestel was. Geen stysel was teenwoordig in die blaar wat vir 48 uur in die donker kas ontstysel is nie. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.